Voel dit soms of die Here te ver is. Dink jy God soms aan ons bestaan? Jy moet weet dat die Here met jou saamloop. Dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom in die hemel weer, met basyn en geskalk, kom hy al sy mense aan. Voel dit soms of die Here te ver is. Durf jy aan Gods bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop. Dat sy Gees met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer. Na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak, deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor sag waar jy bin. Kyk die oor van die kyk. Maak jy los van die kwaad is jou skepper wat jy praat. Hoe jy soms of die Here te ver is. Dood jy soms aan God se bestaan. Glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou gaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou gaan. En dit is hierdie wete. Dat ons vandag hier saam met 'n familie is, vriende is, wat hartseer is, en om afskeid neem, is in hierdie deel, wat ons vandag van jou gaan afskeid. Weet, dat die Here met jou saam loop, dat hy oral met jou sal gaan. Die genade vir ons Here Jesus Christus, sal by elkeen van julle wees, in die naam van ons Vader, ons hemelse Vader. Amen. Kom ons sing 'n antwoord op die seëngoed van die Here. Op die oorwinningslied. Soos aan die oorwinningslied.
Geliefdes, ons teksgedeelte kom vanmiddag uit Romeine 8 van vers 31 af tot by 39. Maar ek gaan ook vir ons die gedeelte voor dit lees. Maar gaan dit so in die preek, gaan ek dit vir ons lees. Maar voordat ons saam lees, terwyl ons so sit, kom maar raak ons net stil vir ons Here. Here, ons Here, groot en almagtige God, as ons vanmiddag hier saam met die lees en die kinders en almal wat vir jou lief was en mekaar is, om afskeid te neem, dan besef ons hoe tydelik en hoe kort die lewe is. Hoe groot was hulle droom van hulle aftrede hier op die landgoed waar hulle elke dag 'n golf speel en sommer die lewe die natuur geniet. Maar hoe kort het nie vir hom daarvan gegee. En dan besef ons net weer dat ons lewens is ook maar so 'n oomblik in die wind. 'n blom of gras wat een oomblik daar is en wanneer die warm wind daar kom, is ons weg. En ons besef ook die tydelikheid van die menslike bestaan, maar ons besef ook iets van die ewigheid. En al is ons lewens hier maar die tydelik, beloof ek ons vandag iets van die ewigheid. Iets van dit wat ons het om vas te hou en mekaar mee te troos. Anders sou daar vir ons geen troos in die lewe gewees het. Daarom dan Here, as ons hierdie Christelike loflied saam sing en saam lees in die gedeelte wat dit vooraf gaan vra, dat jy met elkeen wat hier sal lees. Here, gee dat ons weer oor op ons eie lewe sal dink. En Here, gee dat ons elke oomblik wat ons het volkome sal uitloop. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees dan die eerste gedeelte saam. Wel in Romeine 8 van vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking van al hierdie dinge? God is vir ons. Wie kan ook hier ons wees? Hy het sy eie seun gespaar nie, maar hy het oorgelewer om ons almal te red. Sal ons dan nie al die ander dinge saam met hom met genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Jesus Christus het gesterf, maar meer as dit, hy is in die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaar. Daar is nou nommers geskrywe, dit is so dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskaap behandel word. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei. Liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Lees tot sover. Broers en susters, wat 'n groot stuk troos om vas te hou. Christus het vir ons gesterf. Christus beloof ons deur die woorde van Paulus dat daar niks is wat ons van die liefde van God kan skei. Wat is ons gevolgtrekking? Niks wat ons van die liefde van God skei. Niks. En doch sit ons hier. Jy moes afskeid van Johan. Doch sien ons sy lewe was maar ook net 'n oomblik. Sy stem is stil, sy plek is leeg. Maar hoe kan ons as gelowiges dan op daai punt kom wat ons sê, wat is die gevolgtrekking, daar's niks wat my van sy liefde kan skei. Daarom moet ek weer terug in nog 'n gedeelte lees. Wel van vers 18 aan. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God in die toekoms sal aanbring. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God in die toekoms sal aanbring.
En die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die veruitling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarin onderwerp. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waarvan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pynne en van die verwagting. En nie die skepping nie, maar ons ook, wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy is ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered. En ons hou hierdie hoop. Maar wat 'n mens sal sien, hoop jy tog nie meer. Jy hoop nog op iets wat jy reeds sien. Maar as ons hoop op wat ons nie sien, wag ons daarop met volharding. Die Gees laat ons ook in ons swakheid bid. Ons weet nie hoe ons hoor te bid nie, maar die Gees pleit vir ons met versigtiging wat nie met woorde gesê word. God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, vir die wat volgens sy besluit gedoen is. Die wat hy lang tevore verkies het, die ook bestem om gelijkvormig te wees in deel van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, maar wie hy die eerste is. Die wat hy daarop bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verjaar. Tot sover lees ons vandag, broers en susters, in die woord van die Here. Ek vra my altyd self die vraag af as ons by die bekende gedeelte kom. Wat gee ons hierdie sekerheid? Wat gee ons die absolute sekerheid dat ons kan sê, wat is nou die gevolgtrekking op hierdie dinge? God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Maar die watse dinge, is die vraag wat ons onsself moet afvraag. Watse dinge? Watse dinge is dit wat vir ons hierdie sekerheid gee? Dan lees ons hierdie vorige gedeelte, waar God vir ons iets baie belangriks ten woorde van Paulus sê. Hy sê vir ons, hy is in eerste plek oortuig dat die lyding wat ons hier moet verdier nie opweeg teen die heerlikheid wat hy met ons aanbreek. Dat die lyding wat ons hier verdien nie opweeg teen die heerlikheid wat hy met ons aanbreek. Die lyding wat jy op jou aansien verdier het, weeg nie op die heerlikheid wat God vir hom met ons aanbreek. Nou sê hy aan, hy sê, weet julle wat, hy sê die skepping sien daarna uit om te weet wie dit is, wat deur God uitgekies is. Hy sê, maar nie net die skepping, ook ons sien daarna uit om te weet wie deur God uitgekies is. Want hy sê, ons is, wat ons weet, en ons glo, en ons diepte van ons hart, ons is immers geroep, ons is gered, en daar is hierdie hoop in ons, om vir ewigheid te kom. Maar hy sê, as jy weet iets, jy wil nie meer daar. Ons het nog nie die heerlikheid gesien. Ons het vir Jesus aan die kruis gesien, en ons het die leë graf gesien, en ons het die disciples het gesien, hoe hy in die hemel opgeneem word, en die belofte dat hy weer gaan kom, maar ons hoop lê daar, in die lewe na hierdie lewe. Ons hoop lê daar waar God vir ons gesê het, dat Jesus het ons vrygespreek, het ons gered van die sonde, hy het ons gered van die mag van die dood vir ons gehad het, en hy beloof ons dat daar wag vir ons 'n ewigheid by hom. Dan sê hy, ons is immers gered. En ons het nou hierdie hoop. Wat is hierdie hoop? Hierdie hoop is op die toekoms, op die ewigheid by God. Maar weet julle wat? God ken ons. En ek het hierdie woorde vir julle sê, mooi woorde. Mooi woorde kan ek my soos wêrelds uit my mond uitdryf en vir julle vandag bring as 'n stuk troos. Dat ek julle
Here wat in die voorste ry moet sê. Oor 2 weke het die lewe met die res van ons aangegaan en dan sit julle nog met die werklikheid van die mense deel. En dan kom die volgende. Die Here sê, die leiding van hierdie wêreld waarin ons nou is, weeg nie op die heerlikheid wat hy beplan. Hy sê, want God gaan die hele skepping weer vir die verkies. En dan sê hy, en die Gees staan ons ook by ons swakheid. Want ons weet nie wat hy ons behoort te bid nie. Het julle dit nie die laaste tyd beleef nie? Dat mense altyd meer geweet het wat hy moet bid. Dat mens wel gevoel het, ek kan nie meer bid nie. Want waar is God? Maar dan sê hy, maar in daai oomblik het die Gees vir ons geblyf. Met woorde wat ons nie eers in mense woorde kan sê nie. Hoor wat sê hy? Hy sê die leiding van hierdie lewe weeg nie op teen die heerlikheid wat kom. Hy sê God sal vir ons bekend maak wie dit is wat in daardie heerlikheid is, maar wie is dit? En dan lees ons dit hier in die laaste vers, Jesus wie dit is. Ek was by 'n vriend van my wat kinderstories skryf. Bybelteks skryf by sy kinderstorie klas. Ons het baie gesoek. Enige dominee sal vir jou sê, jy begin met die teks en dan kry jy die storie. Maar nou is dit moeilik, want hy het klaar die storie geskryf, en moet ons 'n teks skryf en daar pas. Toe die oorgang tussen hierdie 2 gedeeltes, het vir ons die antwoord gegee. Want luister wat staan in die laaste 2 verse voor hierdie gedeelte, wat ons so voorlief is. Hy sê, die wat hy lang tevore verkies het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die Christus is. Die dit gekies. Ek dink Efesiërs sê dit baie mooi vir ons. Het hulle gekies wat in Jesus Christus glo, en Jesus Christus gered en verlos is. Elkeen wat in Jesus Christus glo en hom gered en verlos is deel van hierdie uitverkorenes wat in hierdie belofte leef. Die belofte van 'n lewe na hierdie lewe, van ewigheid. Die belofte dat die dood nie die einde is nie, maar dat daar 'n stuk hoop is na die dood, en dan gaan hy aan. Hy sê, die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep, en die wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. En toe kry ons in die Bybel vir almal, die Bybel wat vertaal is in die Bybelgenootskap vir die dowes met hulle beperkte woorde, is ook 'n mooi antwoord. En daar staan, hy besluit dat hulle sy kinders moet wees, sy einde moet wees. Hy besluit dat hulle aan hom behoort. Hy besluit dat hy hulle vryspreek. Hy het besluit dat hy hulle belangrik maak. Wie is dit? Wie behoort hom? Wie sy kinders? Wie is deur hom vrygespreek? Wie is deur hom belangrik? As jy onder hom belangrik jy vir hom is, onthou die kruis van Golgotha en Jesus wat vir jou daar gehang het. Dis hom. Ons het vandag gesit. Dis Johan, vir wie die Here sê, ek het jou uitgekies, jy is my kind, ek het jou vrygespreek. Jy is vir my so belangrik dat my seun vir jou gesterf het, dat hy die sonde oorwin het, dat hy die dood oorwin het, en dat hy gegaan het met die belofte, dat hy sê, die huis van my Vader het baie kamers, en ek gaan vir julle kamers gereed maak, en ek gaan weer kom om julle by my te neem. Dis wat ons troos lê. Nie die mooi woorde van hierdie lewe nie. Ons troos lê daarin dat ons weet dat daar vir ons 'n lewe na hierdie lewe is. En in daai sekerheid kan ons nou hierdie gedeelte lees. Dan sê ons, maar wat sal my dan, wat is daar dan waarvoor ek bang hoef te wees? Eintlik niks. Hy sê, want hy het eie seun nie gespaar nie, maar hy het oorgelewer om ons almal te red. Sal ons dan nie al hierdie dinge gee nie? Hy sê, wie kan die uitverkorenes aankla? Hy sê, God het ons vrygespreek. Wie kan ons veroordeel? Christus het vir ons gesterf, maar meer as dit. Hy sê, die dood het opgewek. Oordeel word die belofte herhaal. En hy sit aan die regterhand van God, waar hy vir ons pleit. Dan, met hierdie wete, vra ons weer. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, die swaard? Nee, sê nie. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig.
dat ons so slags kan, dit wel behandel word, maar, hoor hierdie maar, dit is 'n verskriklike belangrike maar wat ons troos bring. Hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief het. Al die dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief het. Sy daarvoor is ons oortuig. Hy doen nie die woord van die maan, ons van die liefde van God gaan skyn. Hoekom moet dit? Hy is dat daar waar ons wil wees. Die kloof oorgesteek. En hy sit in die teenwoordigheid van God daar waar ons wil wees. Want dis toch waar die uitverkorenes van God wil wees. Ons lees dit in die gedeelte. Want die lyding en die benauwdheid en die sorgheid, die probleme van hierdie lewe, ook die vreugdes en die blydskap en die wonderlike oomblikke van hierdie lewe, soos om vroeg in die oggend die gras net te spuit en die seens groei, die voeltjies te hoor, maar daar die oog van bereik. Al die dinge is die vreugdes van die lewe by sy lewe. En eindig ons innigste hoop op die wonderlike tyd wat vir ons waargesien het by God. Dis waarvan hierdie geleerde ons moet bekijk. Dat jy neem afskeid vandag van hom. Dat sy stem is stil. Sy plek is leeg. Dis verskriklik. Dis verskriklik. Want daar is 'n groot en belangrike mens in die lewens, maar hy is weg. Dis die werklikheid. Jy moet ook nie so dink wat ek julle vertel. Van die wêreld by begrafenis. Hy is nie. Maar hy is daar. Daar waar ons ook nog is. Hy is nie hier. Hy het ons vooruit gegaan om vir julle by God te wees. Maar hierdie sekerheid vir julle die troos bring. Nie mooi mense hoor. Nie mooi stories. Nie mooi goedjies wat ons doen vir mekaar sê. Hierdie sekerheid lewe na hierdie lewe. Dat Christus vir ons gesterf het en ons pad nie geleef en ewigheid na hom toe. Laat dit vir julle troos wees. Dis waar hy is. By God. Maar weet julle waar sy nog? In julle hart. Weet julle waar sy julle nog? In julle gedagtes. Weet julle kinders waar sy nog? En die goed wat julle nog in die lewe gaan aanvang, wat julle om te sien, doen net en wat in julle ingeprent is, en wat julle gaan doen sonder dat julle dit besef. Dis waar hy is. My belangrikste plek waar hy is. Dis by hom. Laat dit vir julle die troos. En die sekerheid. Kom ons bid saam. Maar voordat ons bid, ek heb die liedere dinge tegen mekaar gepraat, wat julle gehoor. Wat ek begaat het, ons moet eers die boodskap hoor, en dan kan ons by die raad sê, hoe jy soos, of die Here vers. Kom ons staan, en dan sing ons dit, en as ons het klaar gesing het, dan ons afsluit, het ons nog gegeven.
Here, ons glo uit die dieptes van ons hart, dat ons Here met ons saamloop. Was Jesus se laaste woorde aan sy disippels nie juis, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Het Jesus nie vir ons gesê dat hy vir ons 'n nuwe voorspraak, die Heilige Gees gee, om altyd by ons te wees. Ons glo dat die Here met ons saamloop. Deur hierdie lewe, deur goeie tye, deur slegte tye, deur hierdie hartseer oomblik. Ons glo ook dat ons Here met ons saamloop. Want Jesus het gekom, juist mense soos ons te kom haal, en ons die sekerheid te gee van die ewige lewe by U. Daarvoor, Here, sê ek vandag saam met die speakers vir die dankie. Dankie vir wat Johan en hulle lewens beteken. Dankie vir wat hy aan onderwysers op sy pad se lewens beteken, aan kinders se lewens, aan sy vriende, sy familie. Dankie, Here, dat ek weet, dat U met ons saamloop, dat U ook sal saamloop, met elkeen wat lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons rigting gaan ons soos vol verloop. In die eerste plek gaan ons net vir Johannes Pieter die geleentheid gee vir handelblyk. Dan gaan Johan vir ons gedankings doen. En dan daarna sal hy doen wat ons by 'n graf sal doen. Die sogenaamde begrafnisverlening. As ek dit klaar gedoen het, van die leasing die naby familie, elkeen die kers aansteek, as hulle groep, en dan, as hulle klaar is, kan ons die geleentheid gee, om een blaadjie neer te sit, en sommer net Johan te groep, waar ons dan afbeweeg in die saal, en ons beweeg so op, waar ons dan saam met die leasing die kers, Johan se lewe, en mooi herinnering te gaan doen. So kom ons gee net eers wat van is, die geleentheid vir jou. Goeiedag, almal. My besonderse eer en voorreg om dit te kan doen vandag. As ek stadig praat, is dit omdat ek eerder geskryf het, so verskoon my. Johan is gebore in 1961 in die Oosterland. Is daar op skool in 1979 matrikuleer aan Hoërskool Egenwerd. Daarna is hy weermag toe. Daarna het hy gaan swat by NKP in Pretoria, waar hy beskerm manier vir die lees begin duik het. Hy het hom gekwalifiseer in die onderwys en hy en die lees is later getrouwd. Hy was ook by Nelspruit, het hy skool gegee vir 'n paar jaar en hy het op die einde geëindig in Reinveld, waar hy adjunkhoof van die laerskool Reinveld was. Hoop ek in die name reg in die skole verskoon my. En daarna het hy aansoek gedoen vir die pos by Orion in Alberton en het hy die hoofpos gekry. Johan was klomp jare daar. En hy het baie uitgesien as sy aftrede. En hy het die besluit om Paratriek te kom, wat vir hulle al twee die kroon op alles was. Hy was baie gelukkig, soos dat hy en die diens mekaar het gedeel. Nou wil ek vir julle 'n paar goed vra. Ek wil nie graag stories vertel oor die man. Ek wil 'n paar eienskappe wat ek van hom leer ken het. En as jy hom leer ken het op die Wolflaan, of langs 'n braaivleisvuur, of by die skool, of waar, sit jou prentjie by mekaar van dit wat hy vir jou gedoen het. Johan was 'n gesinsman. Hy was godvreesend in sy besluite. Hy het altyd besluit, is dit wat my nuwe vader werk moet doen. Hy was die hoof van sy huis, pa van sy kinders, maar hy was baie lief vir hulle. En sy hartjie was bitterheid. Dit weet jy wel.
As hy opgewonde gewees het, hy sommer nou 'n traan gepak. Maar dit was omdat sy liefde, sy hart oorvloei het. En julle weet vandag, dat hy vir julle besonder lief was. En julle vir hom ook. Baie dankie daarvoor. Johan was 'n ware leier gewees. Hy was 'n ou wat kon beteken eers stil bly en kom kyk wat is die implikasies van dit by die skool of waar ook al hy was. Selfs tussen pelle het hy baie keer eers net bietjie stil gebly om te kyk wat is die regte ding om te sê of om te doen. Maar sy besluit as hy dit geneem het hy konsekwent daarby gebly. Hy was onwrikbaar waar hy gelei het. Toe hy in die saamspraak van die skole by Orion aangestel is as die hoof, was dit 'n moeilike tyd, nie net vir hom nie, ook vir die skool, vir die onderwysers waarvan baie van al twee skole hier is vandag. Johan het in daai moeilike tyd, het Johan het reg gekry om daai ouers en onnies en 'n hele samelewing by mekaar te bring. En dit was nie maklik nie. Maar aanhou het gewen. En in dit wat hy onwrikbaar was, het hy van daai skool gemaak 'n monument in Alberton. Wat 'n absolute niks, daai skool was onwrikbaar geweest en waar hy gaan presteer tot vandag toe nog. Hy het die vermoë gehad om mense te kon saambind en saam instel om hoë hoogtes saam te kon bereik. Johan was lief vir kinders, nie net sy eie. As hy in die skool geloop het, en daar was van die klein kindertjies rondom hom, het hy hulle gegroet soos sy eie kind. 'n sagte manier van glimlag, maar ek glo nie ons wat hier sit, besef vandag, die duisende lewens wat hy van kinders aangeraak het in sy lewe. Kinders wat vandag op plekke sit en presteer, groot hoogtes bereik het, maar waar Johan die fondasie gelê het, of waar mense wat saam met hom gewerk het, die fondasie gelê het, saam met hom. Johan was 'n natuurlike. Hy was baie lief vir die wilde. En hy en die het van hulle lekkerste tyd daar. Hy was lief vir jag. Hy het saam met ouma Gert begin aan jag. En so het hy wonderlik groot geword met jag en naderhand het hy 'n klomp van ons ook saamgetrek. En hy het vir ons geleer om die natuurliefde te kry as ons jag. Vandag is Rowan sy beroep om 'n jagter te wees. En dis die liefde wat sy pa hom geleer het van kleins. Hy was ook lief vir visvang. Weet hy in Diederik en die kinders het hoeveel keer gegaan en benadering gegaan hulle weg. Miskien het hulle weggehardloop van die vrouens op baie stadium net vir so kort rukkie. Maar dan het hulle daar gesit en vir daai laaitjies was klein, hulle geleer hoe vang 'n mens vis. En hulle het dit sulke goue tye saamgepraat. Hy was lief vir kamp, nie net in die wilde nie. As hy kon uitgaan en gaan kamp, op die nederigste manier was dit vir hom die lekkerste gewees. Johan was 'n nederige mens. En alles wat hy gedoen het, wou hy nooit die eer ontvang. Hy is nie ou vir die limelight gewees. Hy gaan eerder omdraai en weggedoen, dat iemand anders het kry of net sê, hy is nie betrokke. Ek sal nooit vergeet die jaar toe hy afgeleef in die skool, van die onderwysers met my gepraat en gesê, joh, praat met jou per. Hy wil nie sy afskeid gehad. Hy het gesê, hy wil nie hê dat die limelight omkom nie, dit was sy lewensfilosofie. Johan was 'n persoon wat konflik vermy het. Hy sou eerder stil bly en konflik laat uitvoer op 'n plek, maar vir konflik het hy nie gehad hou nie. Hy het eerder weggeloop as hy daar sou wees. Johan was 'n broer vir sy susters. Alhoewel hulle ver van hom gebly het,
was hy daar vir hulle. En was hy net baie keer 'n oorval om aan te luister en so. Ek weet dat dit hom baie waardeer. Johan het 'n groot liefde vir sport gehad. Hy was nie net 'n krangige rugbyspeler op skool en op die college nie, maar sy skoolsport was wel baie belangrijk. Hy het baie moeite gedoen by sy skool om te sorg dat hy alles doen wat die beste sal wees vir die kinders en vir die afrigters. Hy het moeite gedoen om by sy kinders se sportbyeenkomste te kom. Om seker te maak dat hy kan net deel in die pret en die eer wat hulle ontvang wanneer hulle iets bereik. 'n Slegte punt was, hy was gestonde. En ek het hy baie daaroor gelag. Maar Johan was ook lief vir golf. En toe hy besluit het om Paraclete te kom, is dit wat hy besluit het om te kom doen. En hy het fenomenale vriende hier gemaak op die golfbaan. Ons laat meer met het julle manne wat vir hom doen hier gedoen het. Paar ander goed wat ek wil doen. Johan was 'n kok van formaat. Magtig, hy kon lekker kos maak, hoor. Of het 'n pot was, of as hy in die dag by die huis kom, dan begin hy sommer as die lies instap in die huis en hy klaar begin kos maak. Dan is dit uit die boeke. Was baie lief vir 'n pot maak, veral as dit so op 'n Sondag was, of as hulle gekamp het, as ons op 'n naweek weggegaan het, of as jy gaan jag het, daai laaste dag het hy 'n pot gemaak. Ek wil die staaltjie met julle deel. Ons was 1 jaar in Griekie, saam met Elisa, en die dag is die potdag, en Johan maak 'n vicious pot. Ek kan nie onthou of dit 'n lampot of 'n oxtail pot was nie. Maar daarvan waar ons die pot gemaak het, nou op waar ons eet, was so 'n paar trappies en dit het 'n stepping stones daar gehad. En dit is toe al aand, toe ons die pot het opvat, en die vrou se klaar die slaaië goed gemaak, en ons stap op, en hy het plakkies aangehad, en sy plak die haar aan die een steen. En Johan val maar met die pot. En daar is 'n klomp mense. En is 'n hele paar wat hier is wat geëet het daai dag. Weet jy hulle die hele storie eers weet? Maar Johan sê toe my vaartjie hier was moeilikheid. Hy sê kom help ou ons krap van die kos terug in die pot. Wat is donker? Ons het nie eens 'n foon by ons nie. En ons sê die kos in die pot en hier gaan ons nou op, en niemand weet van dit. So sit ons aan tafel en na toe sê swaar vra die seun en ons begin skep. En die lief sê van papa, wat het jy in die pot gegooi? Hy sê hoekom? Sy sê wat is geweldig en hy sê dit is van die organiese kruie vir mens koop. Nou dit was stukkies gras, maar die ander gras wat ons by mekaar gekrap het wat in die pot was. En toe ons so rukkie koud die sê vir hom, wat proe so grof in die pot? Hy sê, mama nee, hierdie is die sout, ek weet nie waar ons hier grove sout gekoop en hy ons glad nie op, dit was het saamkorrels geweest. Maar die ding, hulle het geëet en gesmal aan die pot, maar hy was 'n formidabele. Johan was 'n musikant. Hy was lief om gitaar te speel, vooral vroeër jare, later jare, het hy vir my gesê, hy wil nie meer gitaar speel, want hy sang te vals. Maar ons het 'n paar keer wat ons in die jagveld was en so, hy het van die ander manne 'n gitaar uitgepluk en lekker op 'n kampvuur het ons gesit en luister en gesing en so. Johan was ook 'n krangige houtwerker. Skrywer nie, hy het gehou van houtwerk. Dit was sy stokperdjie op die stadium. En hy het van die mooiste goed gemaak, al verloor en 'n tafel en die so wat hy self gemaak het. Hy was regtig handig. Ek dink, as ek terugkyk na Johan se lewe. Johan was baie geliefd deur baie mense. Kyk wat in die klein rukkie wat hulle by Paraclete is, soveel vriende het al gemaak, hy en die so. Maar Johan het nooit geweet hoe geliefd hy is. Hy het nooit besef hy is 'n mens, die impak wat hy in soveel honderde mense se lewens gemaak het en kinders. En daarvoor eer en sal die Here ons hom vandag. Maar Johan was nie net sterk uit hom eie.
Hy was sterk omdat hy sy skepper geken het, en hy was sterk omdat hy Elise gehad het. En Elise het hom ondersteun in alles. En sy was daar vir hom deurdikkende. En ons sê jy baie op hierdie staat. Johan was ook 'n vriend huis. Ek kan vir julle sê, wat hy vir my beteken het, en wat hy vir ons ander klomp mense wat hier is beteken het, wat hy is sy snaakse grappe, en sy manier wat hy net vir jou meer hoop gegee het vir goed wat moet aangaan, was hy werkelijk 'n gawe van bo, wat hy kon doen. En ek eer hom daarvoor. Elise is baie liefvol, en sy kinders is baie liefvol. En hy was vir julle baie lief. So ek wil graag afsluit, deur net te sê, dankie aan ons hemelse Vader, wat hom vir ons geleen het vir 'n paar jaar. Dit was 'n voorreg. Dank. Goeiemôre almal. Ons familie wil regte en hartlike dank aanspreek aan elke persoon in hierdie omgewing wat dit gedraai het. Ek wil baie graag dankie sê vir Dominee Winsauer, baie dankie vir die waardige mooi hantering van die diens. Ook vir die laaste tye wat Dominee by paar maal was en ons steun vir die tyd. Ek wil so graag van Albert, Karina en Sandy baie dankie sê wat julle is in die kerkspan en met hulle betrokkenheid. Ek wil graag baie spesiaal vandag sê aan Dr. Eva Jordaan, wat pa sy huisdokter was, wat in die begin van alles eindelijk maar ek was vandaag afgekom met 'n pa baie sieklik is en gehelp het ons probeer om die regte op te kry. Ek dink die volgende verdien baie spesiale dank is Dr. Jacques op sy liefdepin. Sy was pas ongelooflik geweest. Sy is nie vandag nie, maar ek dink as ek vaak kan sê baie hulp. Al die vroeg sê al die mooi sy pa gehelp het. Maar ook dat sy die inzicht gehad het om die pa te gesien het. Ek dink as pa maar ons ook musieker was, as hy nie kon geloop het of kon reg gepraat het nie, sou hy nog steeds wel gesê, nou sal hy so dat wil met die opneem nie. Dr. De Meneer, wat op die biologiespan is, Dr. Elas Leer, die hele palliatieve span, Sisters Marlie, Bella, as ook al die sisters by die Medipoort op die kliniek. As spesiaal groot spesiale dank by Ronald Goblik, waar hy maatskaplike werker was. En vooral hoe ons steden met sy ma en pa geginnig weer in die tyd. Dr. Rubina, Rafielweg, wat pas verzorger was in die laaste tyd. En wat so my nog gekyk het. So graag aan Medela, Egobet en Pieter van die Proteapteek. Ons het julle baie dankie vir die professionaliteit, deernis, sagheid en ondersteuning. Julle het net vir pa verzorg nie, maar julle was reg gedraag weer in die tyd. Aan Hester en na hele span van Staats- en Begrafenisdienste, hoe julle alles ondersteun het en hoe julle ons ondersteun vir die hele tyd, alles wat ek gemaak het en dat ons nie die bedrag gehad het om hier aan te kom wat wees nie. Ons waardeer dit regtig. Ek wil graag sê aan almal wat gebid het, boodskappe gestuur het, blommer dat jy in die kos gemaak het, kom inloer het en heel was. Ons sien dat weer elke gebaar. Dankie aan elkeen wat die begrafenis bywoon en elke persoon wat 'n rolpas in die speel het. Ek sê spesifiek dankie vir dit, vir elke persoon wat 'n spesifieke rolpas in die speel het. Net sê dit was om daar van die res te vriend. Wat baie vriende gehad, wat baie ons om ek baie spesiale dank sê aan die drukkoste en ons het vir die vriende wat hulle van was. Dan het sy dit was as 'n vriend, het sy dit was as 'n grapie op die baard hulle moet gedeel het, of as 'n collega gaan en werkomstandighede waar hulle niks beteken het. Het sy speler kon geklant word het, of net later kon gegeven, of net afval was. Ons waardeer dit op reg. Aan al ons vriendinne op Korre Creek, die laaste tyd, waar julle allemaal so oulik was en net wat te doen indraai en seker maak met ons en maatskappy. Ons waardeer dit regtig op reg, maar so ook vir almal wat kom indoen het en boodskap gestuur het, ons waardeer dit regtig op reg. Dan ek raak so hard as julle dan sê.
Baie dankie mamma. Dankie vir al ons liefde, ons sorg, ons moglikheid en ons hele lewe lang. Maar veral die ons mannen. Vir die van julle wat nie weet. Dit is om kan nie van julle kyk nie. Dis baie space. Dis baie hardwerk en dis baie business. Maar dat het in ons sagte vrou, ons ongelukkig sterk. Ons waardeer maar ons heel maar vrou. Ek wil graag ten slotte ook sê, dankie pa. Dankie vir alles wat pa vir ons was. Pa se leiding, pa se liefde, pa se voorbeeld. Ons groet pa vandag in baie swaar warte. Maar ons raak diepe dankbaarheid en die voorraad ons altyd dat ons saam met pa genoeg geleef het. Pa se liefde sal elkeen van ons voortleef en ons sal pa altyd ons harte dra. En mense het soveel vrae en in thuis die, en het soveel broere en pa. Maar ek dink ons berechtig en dan word ek nie hard aanvaar dat pa van ons geleerd was vir die tyd dat ek ons was. Maar pa was 4 jaar gebruik gewees en hy was my nie hele lewe deel van ons gewees. So alhoewel die school wat aansel, was so baie wat ons kan deel, het ons die voorrecht al om so baie geleerd en baie goeie thuis aan wat gehad het. Dat ons altyd sal kan moest hebben. En ons is baie dankbaar vir. Soos familie, vir ons geval sê baie dankie, ons wat hier allemaal nie te lees. Ons nooi allemaal wat hier is, hartelijk en nooit tyd sal ons paar beveiligste geniet. En ons waardeer allemaal wat hier is, allemaal wat ver gereis het en asseblief veilig terugreis. En ons is groot dankbaar dat julle allemaal hier is. Dankie van. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home, the river keeps on flowing to the ocean. The angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. I've been playing my guitar, laying underneath the stars for you. In the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned like the colors in your eyes, greens and blues. It's not when or whether we'll always be together, it's true. And the angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and home. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord.
all I need to keep believing. And the angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home, and Lord. On the way, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. Oh, please, don't leave me, only me. Smile to hide the pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. I can fly higher than an eagle. You are the wind beneath my wings. It might have appeared to go unnoticed, but I've got it all here in my heart. I want you to know I know the truth. Of course I know I would be nothing without you. Did you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle. For you are the wind beneath my wings. Did I ever tell you you're my hero? You're everything, everything I wish I could be. Oh, night, I can fly higher than an eagle. 'Cause you are the wind beneath my wings. Oh, the wind beneath my wings. Fly away. You let me fly so high. Waar het dan goed behaag het. Op jou hand op om te neem, vertrouwensom met aan die Here toe. Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof, ons doen dit met sekerheid. Dat Jesus Christus weer gaan kom om ons vermeerderde liggaam aan sy verheerlijke liggaam gelijk te maak. Vir ons tot die ewigheid, soos Johan, so kom. Here God, wees met hierdie familie. Dis al wat ek kan vra. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liefdes, ons gaan nou vir die diens in die naby familie, die hele gemeente kans gee om eerste Kers aan te steek. Daarna gaan ons die gemeente gee vir 'n laaste afskeid. Soos wat die klaar die laaste afskeid gedoen het, kan ons ook begin afbeweeg na die saal vir die viering van ons.